In Samuel hoofstuk 2, Hanna se lofgebed. Toe het Hanna gebid, my hart is bly in die Here. Kyk hoe het die Here my geseën. Nou kan ek my vyande antwoord, terwyl ek my verbly oor die verlossing. Niemand is heilig soos die Here nie. Niemand is u gelyke nie. Daar is geen rots soos ons God nie. Hou op om so hoogmoedig en trots te wees. Moenie met sulke verwaandheid praat nie. Die Here is 'n God wat weet van al jou dade. Hy sal jou oordeel volgens wat jy gedoen het. Hulle wat magtig was, is dit nie meer nie. En hulle wat swak was, is nou sterk. Hulle wat goed geëet het, ly nou honger. En hulle wat honger was, is nou versadig. Die kinderlose vrou het nou 7 kinders, maar die vrou met baie kinders kwyn weg. Die Here laat doodgaan en laat lewe. Hy bring sommige na die graf, maar wek ander weer op. Die Here maak een arm en die ander ryk. Hy trek een af en lig 'n ander op. Hy verhef die minderwaardige uit die stof, die behoeftige uit die ashoop. Hy behandel hulle soos prinse en laat hulle op ereplekke sit. Die onwankelbaarheid van die aarde kom van die Here. Daarop het hy die wêreld gebou. Hy beskerm die getroues op hulle lewenspad, maar die goddeloses word in die graf stokgemaak. Dis nie deur eie krag dat 'n mens oorwin nie. Hulle wat die Here weerstaan, sal vernietig word. Uit die hemel sal hy sy donderende stem teen hulle laat hoor. Die Here oordeel oor die hele aarde. Hy gee sterkte aan sy koning en hy gee krag aan sy gesalfde. Daarna het Elkana en Hanna sonder Samuel teruggegaan na Rama toe. Die seun het die Here onder toesig van die priester Eli gedien. Eli se seuns. Die seuns van Eli was egter slegte mense, sonder enige respek vir die Here. Die gebruik van die priesters was dat wanneer iemand 'n offer bring, die dienaar van die priesters met 'n 3-tand vurk kom, sodra die vleis kook en dit in die pot of bak steek. Alles wat in die vurk vassit, het die priesters dan vir hulle geneem. Dit was die gebruik vir al die Israeliete wat na Silo toe gekom het om te offer. Maar die dienaar van Eli se seuns het gekom nog voordat die vet gebrand is, en het vir die man wat offer gesê, gee vir die priester vleis om te braai. Hy sal nie gekookte vleis aanvaar nie, net rou vleis. As die een wat offer dan sê, vat soveel as wat jy wil hê, maar die vet moet eers gebrand word, het die dienaar geantwoord, nee, gee dit nou vir my, anders vat ek dit met geweld. Die sondes van hierdie jong manne was vir die Here baie ernstig, want daarmee het hulle die offer van die Here met minagting behandel. Samuel het egter die Here gedien. Hoewel hy nog maar 'n kind was, het hy 'n priesterlike linneskouerkleed gedra. Elke jaar het sy ma vir hom 'n manteltjie gemaak en dit saamgebring wanneer sy saam met haar man gekom het om te offer. Dan het Eli vir Elkana en sy vrou geseën en gesê, mag die Here jou uit hierdie vrou nog kinders gee in die plek van hierdie een wat sy van die Here afgesmeek het. Daarna het hulle huis toe gegaan. Die Here het hom oor Hanna ontferm. Sy het weer swanger geword en nog 3 seuns en 2 dogters in die wêreld gebring. Intussen het Samuel voor die Here groot geword. Eli was al bejaard, maar het geweet wat sy seuns besig was om aan die Israeliete te doen. So het hy geweet dat sy seuns die jong vrou by die ingang van die tent van ontmoeting seksueel misbruik. Dan sê Eli vir hulle, die mense kom klaar by my oor julle bose dade. Hoekom doen julle sulke dinge? My seuns, julle moet ophou daarmee. Wat ek vir die mense hoor, is nie goed nie. Julle maak dat die mense teen die Here oortree. Wanneer iemand teen 'n medemens sondig, kan God oordeel. Maar as iemand teen die Here sondig, wie sal dan vir hom intree? Maar Eli se seuns wou nie na hulle pa luister nie, want die Here het alreeds besluit dat hulle moet sterf. Soos die jong Samuel groter geword het, het hy ook al meer die guns van die Here en die mense gewen. 'n Waarskuwing aan Eli se gesin. Op 'n dag kom 'n man van God by Eli met die volgende boodskap van die Here. Ek het myself duidelik aan jou voorouers bekend gemaak toe die Israeliete in Egipte slawe van die Farao was. Ek het jou vader, Aaron, uit al sy bloedverwante gekies om offers op my altaar te offer, om wierook te brand en om die priesterlike skouerkleed te dra wanneer hy my dien. Ek het die 4 offers van die Israeliete aan jou familie gegee.
Hoekom minag julle dan my diereoffer en graanoffer wat ek in my woning voorgeskryf het? Hoekom het jy meer respek vir jou seuns as vir my? Julle het vet geword van die beste van die offers van my volk Israel. Daarom, sê die Here, die God van Israel, ek het inderdaad gesê dat jou huis en jou nageslag altyd my priesters sou wees. Maar nou sê ek, die Here, dit sal nie gebeur nie. Ek eer net hulle wat my eer, en ek verag die wat my verag. Kyk, daar kom 'n tyd wanneer ek die priesterskap van jou nageslag en die nageslag van jou pa sal wegneem. Niemand in jou pa se huis sal oud word nie. Jy sal in jou ellende na my woning staan en kyk en sien hoeveel voorspoed ek vir Israel gee. Maar daar sal niemand in jou familie wees wat oud word nie. Tog sal ek een man spaar om by die altaar te dien. Wanneer jou oë dof word en jou kragte min, sal jou afstammelinge in die vleur van hulle lewe sterf. Om te bevestig dat wat ek sê bewaarheid sal word, sal jou 2 seuns, Hofni en Pinias, op dieselfde dag sterf. Dan sal ek 'n getroue priester aanstel wat my sal dien. Hy sal doen wat ek vereis. Ek sal sy nageslag seën en hulle sal lewenslang priesters wees vir my gesalfde. Dan sal jou nageslag voor sy nageslag kom buig en vir geld of 'n stukkie brood bedel. Hulle sal sê, gee ons asseblief werk in een van die priesterordes, sodat ons kos kan hê om te eet. Tot sover.